Goeiemôre, baie welkom by ons oggendboodskap. Ek wil begin met 'n versie wat vir ons iets kom sê van lydenstyd waarin ons is. In Lukas 9, vers 23 en 24 staan daar, dat Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons saam kan wees rondom u woord in hierdie besondere lydenstyd waar ons onsself gereed kry om saam Paasfees te kan vier. En ons wil vir u vra dat iets van hierdie versie ook waar sal wees in ons lewe, dat ons dit sal regkry om die kruis op te neem, dat u vir ons die genade sal gee en sal help, dat ons saam met u die pad sal stap en sal probeer dink en probeer ervaar wat u ook ervaar het, en dan dat u sal kom om vir ons die krag te gee. Wil u deur die Gees vanmôre vir ons kom seën. Amen. Dis lydenstyd. En ons wil ons harte instel vir dit wat so bietjie oor 'n maand, omtrent so oor 'n maand, oor 'n paar weke gebeur in die middel van April, en dis Paasfees. En ons herdenk dan die kerngebeure van dit wat ons vier in ons Christelike geloof. Die verhaal van God se liefde, wat hy vir die mensdom kom wys het deur vir Jesus te stuur. En natuurlik was dit 'n hartseer tyd, of liewer 'n tyd van 'n diepe besef van die pad wat Jesus geloop het, maar ook 'n tyd van onmeetlike vreugde. En daarom het ons in ons gemeente in hierdie 40 dae voor Paasfees asem oomblikke waar ons elke dag so 'n stukkie stuur om stil te word en onsself in te stel vir dit wat ons in Paasfees gaan herdenk. Want voordat ons 'n oorwinning kan vier, moet ons stil staan by die pad wat Jesus geloop het. En die pad word gekenmerk deur opoffering, deur verwerping en deur sy liefde wat nooit verander het nie. En Lukas vertel vir ons van hierdie verhaal van Jesus wat op pad is na Jerusalem in hierdie tyd voor sy kruisiging. Want dit was die Vader se wil. Jerusalem was die stad van Dawid gewees, vir die Jode die plek waar God se kinders bymekaar gekom het, en daarom was die tempel daar gewees. En op 'n manier was dit vir Jesus 'n pelgrimsreis daar na Jerusalem toe. 'n Pelgrimsreis is 'n reis wat jy onderneem wat anders is as 'n reis wat 'n toerist onderneem. 'n Toerist het in sy gedagtes, hy wil hy kom en hy het 'n checklist wat hy aftik om te sê ek was hier gewees, ek het dit gesien, ek het dit gesien. 'n Pelgrimsreis is iets waar jy presies weet waar jy op pad is, maar jy is oop daarvoor dat die Here iets in jou kan doen wat jou van binne af kan kom verander en jy kan kom verryk. En daarom is hierdie 'n pelgrimsreis wat Jesus in gedagte gehad het, en is lydenstyd eintlik 'n pelgrimsreis wat ek en jy ook het, waar ons 'n pad stap en ons laat toe dat die Here iets in ons laat gebeur. Amper soos die Camino wat 'n mens baie keer stap daar in Spanje en Portugal en Frankryk, waar jy weet waar jy jou pad is, maar op hierdie reis gebeur daar iets baie kosbaars met jou. En ons lees in hoofstuk 9 dan van Jesus wat op die berg van verheerliking vir Moses en Elia ontmoet, en daar praat hulle met Jesus staan daar oor sy reis na Jerusalem. Met ander woorde, daar was 'n baie spesifieke doel hoekom hy Jerusalem toe moes gaan. En later in hoofstuk 9 lees ons dat Jesus sê, dat Lukas skryf, Jesus was vasberade om die reis na Jerusalem te begin. Op pad het hy mense gesond gemaak, mense geleer, gelykenisse vertel. En dan in ons teksgedeelte van vandag in Lukas 13 lees ons waar Jesus op die randjie buite Jerusalem gaan staan en na Jerusalem kyk, en sy hart is deurtrek met rou en met medelee as hy sien wat daar aangaan. Hierdie gedeelte gee vir ons 'n kykie in die hart van Jesus, 'n hart wat selfs in die gesig van teestand en lyding nog steeds klop met 'n stuk liefde vir diegene wat hom sou verwerp. Kom ons lees hierdie gedeelte saam, Lukas 13 vers 31 tot 35. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem
Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Tot sover die gedeelte wat ons saam lees. Kom ons kyk na 'n paar punte wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Eerste een wat uitstaan is dat niks kan vir Jesus keer nie. En die gedeelte begin met 'n waarskuwing van die Fariseërs oor Herodes. Hulle kom na Jesus toe en dan sê hulle vir hom, U, Jesus, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Herodes was 'n magtige heerser gewees, die heerser van Galilea. Hy was 'n magtige figuur, hy was 'n onderdrukker van 'n klomp mense. En sy koninkryk was 'n koninkryk van wreedheid en van vrees. En daarom kom waarsku die godsdienstige leiers vir Jesus om vir sy lewe te vlug. Dalk het hulle gehoop Jesus word bang. En terselfdertyd is hulle, die Fariseërs, ook van Jesus ontslae. Maar Jesus gaan nie agteruit nie. Hy draai na hulle toe en hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaarmaak. Term jakkals wat gebruik word, wil eintlik iets kom sê, 'n dier wat slinks is, maar ook 'n dier wat nie bestand is teen iets anders nie, teen die groter plan van God nie. Herodes mag magtig wees, maar sy mag is niks in vergelyking met die koninkryk van God nie. Jesus sal nie afdraai van die fokus wat hy het om die wil van die Vader te doen nie. En as Herodes dan wil weet van al hierdie wonderwerke en bose geeste wat uitgedryf is, dan het hy eintlik nog niks gesien van dit wat gaan gebeur op die 3de dag, waarvan Jesus hier praat nie. Jesus is vasbeslote op pad na Jerusalem toe, want as 'n profeet dan moet omkom, dan is dit hier in Jerusalem. En soos ons Paasfees nader, kan ons ook onsself elke keer herinner daaraan dat ons in 'n bose wêreld leef, en dat daar ook dinge is wat ons aandag aftrek van dit wat die Here vir ons in gedagte het, maar dit kan vir ons ook nie stop om te doen wat die Vader wil hê ons moet doen nie. Ons kan nie toelaat dat enige iets ons wegvat van die wil van die Vader vir my en vir jou lewe, om sy doel met ons te bereik nie. Jesus se missie kan nie gestuit word nie, nie eers die kruis kan God se plan van Jesus in 'n tragedie laat verander nie. Die tweede ding wat vir my uitstaan is Jesus se hart wat brandend bly vir hierdie volk wat hom verwerp. In die volgende vers druk Jesus sy hartseer oor Jerusalem uit, as hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en diegene stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels het ek jou kinders wil bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle was nie bereid nie. En hier sien ons die hart van Jesus. Ten spyte van die verwerping is hy nie woedend nie, maar is eintlik diep bedroef. Sy woorde is nie 'n klaaglied oor dit wat gebeur nie, oor die geskiedenis en oor boodskappers in die verlede wat weggewys is nie, maar is ook 'n smeeking by mense om terug te keer na hom toe, om skuiling en veiligheid onder hom en onder sy vlerke te vind. Baie interessant dat Jesus op hierdie gedeelte skielik in die eerste persoon begin praat, namens God amper, wat kenmerkend was van 'n profeet, as hy verduidelik hoe hy na Jerusalem verlang, en vir hulle wil sorg, en vir hulle wil beskerm, soos 'n hen haar kuikens sorg. Baie mooi, sagte en 'n deernisvolle beeld, 'n prentjie van beskerming, van liefde, wat verlang om diegene wat kwesbaar is, die wat sukkel te beskerm, en onder haar vlerke in te neem. En dis Jesus se hart. Sy hart vir Jerusalem is nie een van veroordeling nie, maar van gebroke liefde. Hy verlang na hulle bekering en terugkeer na die omhelsing binne sy genade wat hy vir hulle wil gee. En na mate ek en jy Paasfees nader, word ons ook weer uitgenooi om te dink oor hoe dikwels ons wegdraai en wegkruip. Miskien baie keer as gevolg van ons eie sonde, of twyfel, of vrees wat ons het. En tog brand Jesus om vir ons vergifnis en genesing te gee, en 'n nuwe lewe te kom aanbied.
Jerusalem is 'n metafoor vir almal wat Jesus bymekaar wil hê, almal vir wie sy hart brand, en sy hart brand vir my en jou ook. En dan die derde ding wat hieruit voorkom is, Jesus verklaar sy liefde hier en hy kom maak 'n belofte. Kom ons lees hierdie gedeelte. Laastens verklaar Jesus, kyk, vers 35, kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat, maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom, wanneer julle sal uitroep, loof hom, wat in die naam van die Here kom. Dis 'n liefdesgebaar wat Jesus beloof, sal eendag gebeur. En dis 'n profesie, wat na die onmiddellike verwys, maar ook na wat eendag in die toekoms gaan gebeur. En Jesus praat van die gevolge van Jerusalem se verwerping van God. En daar sou gevolge wees as sy boodskap verwerp word. Die stad sal verwoes word, sê Jesus hier. Omdat hulle die vrede wat Jesus bring verwerp. En dan weet ons, dit was ook so gewees, want omtrent min of meer in die jaar 70 na Christus is Jerusalem dan deur die Romeine vernietig. Maar daar's ook hoop, want hierdie gedeelte verwys ook na eendag as die Here Jesus kom om vir ons te kom haal. En dit is die derde dag waarvan Jesus hier praat. Dag in die toekoms wanneer Jerusalem hom sal erken vir wie hy regtig is en wanneer hulle sal verklaar, loof hom wat in die naam van die Here kom. En hierdie loof hom wat in die naam van die Here kom is 'n deel van 'n messiaanse psalm, Psalm 118 vers 26, wat baie keer gebruik is, of wat ook gebruik is, en wat ons baie keer gebruik as ons praat oor die triomfantelike intog van Jesus in Jerusalem in, die so week min of meer voor sy kruisiging. Want daar sal 'n dag wees, wanneer hierdie profesie waar word. Wanneer almal en alles vir Jesus as verlosser sal erken, en as Here van hulle lewe, sowel die volk Israel, as ook al die ander nasies wat die boodskap gehoor het. En ek en jy word uitgenooi, om vanoggend weer ons harte te ondersoek, soos Jerusalem. Ons kan ook tye van verwerping ervaar, tye wanneer ons ver van Jesus af voel, omdat ons wegdraai of wegkruip, of wanneer ons eenvoudig nie die diepte van Jesus se lydenspad besef en daaraan deel word nie. En tog, wanneer God die reg het om ander kant toe te kyk, dan kyk hy na ons toe en sy liefde bly onwankelbaar. Hy roep nog steeds na ons. Hy verlang om ons onder sy vlerke bymekaar te maak en vir ons beskerming en vrede en genade te kom aanbied. So kom ons ontvang vanmôre dit wat die Here vir ons weer kom gee deur hierdie gedeelte, dit wat Jesus vir ons weer kom aanbied en vir ons kom sê, ek wil julle bymekaar maak onder my vlerke. Kom ons sê dit vir hom met groot dankbaarheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre deel kan wees van hierdie volk in Jerusalem waarvan U hier sê, U het 'n behoefte om ons bymekaar te maak. En hier voor lydenstyd, Here, ervaar ons die lydenspad, ons ervaar die verwerping wat ons self bring oor ons eie keuses baie keer, ons voel ver van U af, maar ons wil ons self juis instel om in hierdie tyd weer U stem te hoor waar U vir ons sê, kom onder my vlerke in, en ek wil vir jou kom gesond maak, vir jou kom sterk maak, en vir jou laat beleef dat ek 'n God is van groot liefde. En Here, ons wil vanmôre vir U sê, ons is vir U baie lief, ons wil graag vir U hoor wat nog steeds op pad is met ons. Ons is nog steeds op 'n pelgrimstog, 'n pelgrimsreis, waar U vir ons elke dag en ook vandag iets wil kom laat ontdek van U liefde wat nooit vir ons eindig nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.